Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons woord vir vandag gaan daaroor gaan waar ons nou gesien het hoe Esegiel gespreek het dat daar lewe in die mense kom wat eers net dooie beendere was. En die woord sê vir ons dit was 'n groot leerskare gewees. Nou hoe God met ons besig was en ons kans gegee het vir die Heilige Gees om met ons te werk binnekant in ons en waar ons opgestaan het as die leermag, waar ons lewe gespreek het rondom dit wat in ons omstandighede is. Nou is ons daar 'n leermag, maar as ons 'n leermag is, dan moet ons ook reg wees vir die geveg. Die realiteit om in gees te leef is baie groter as wat dit eintlik is om in die werklike fisiese lewe te leef. Met ander woorde, die geestesrealm is eintlik 'n groter realiteit as wat ons werklike lewe is. En daarom moet ons reg aangetrek wees om deel van hierdie leermag te wees wat teen die duisternis veg. En ons hoef nie daarom die heeltyd bewus te wees van die duisternis om dit te beveg nie, dit te rebuke nie. Want as ons reg aangetrek is, sal die geestesrealm ons erken as kind van God. Nou hierdie wapenrusting wat Efesiërs 6 van praat, is God se. En daarom kan net die Heilige Gees dit vir jou aantrek. Dit is ook nie iets wat jy aan en uittrek nie. Ek hoor baie dat mense sê in die oggend trek hulle die wapenrusting aan. Dan wonder ek, wat gebeur deur die nag? Want dit is nie asof die vyand jou in die nag uitlos nie. So ons kan nie dan in die God se leer wees en dan weer dros nie. Want die vyand loop rond soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind. En weet, hy gaan vir jou gaan as jy nie God se wapenrusting aan het nie. Hy gaan baie keer vir die swak plekke in ons lewe. En ek lees vir jou Efesiërs 6. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil. En nadat jy alles ontvang het, staande kan bly. Staan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juist daar te waak, met alle volharding en smeking vir al die heiliges. So ons gaan in erns in ons binnekamer, ons bereken hier die prys van die wapenrusting van God, en die volgende paar dae gaan ek saam met jou stap, waar ons die wapenrusting gaan aantrek, en jy gaan verstaan waarvoor elke deel gaan, en dat jy bidend sal wees, terwyl jy kommunion gebruik, oortuig is deur die Heilige Gees, hoe jy in gees behoort te lyk. So in gees kan jy jou voorstel vanoggend, dat as jy vanoggend 'n mens as 'n vyand ervaar, dat die woord vir jou sê, dis nie teen vlees en bloed, wat ons die stryd voer nie, maar laat die brullende leeu, wat rondom ons loop om te kyk waar hy ons kan verslind, wel mense sal gebruik. En ek het gesien dikwels in die lewe, gebruik hy die mense die naaste aan jou, om jou by te kom. Daar waar jy bekommernisse het oor jou kinders, daar waar jy vir jou man intree, waar jy vir 'n verhouding intree, daar waar bekommernisse is, dalk oor jou finansies, of wat ook al dit gaan, dit is waar die vyand jou bykom. En dan dink ons baie keer, dis daardie persoon wat dit aan ons doen. Nee, dis nie daardie persoon nie. Dis ook nie die persone wat jou kinders ongelukkig maak nie, of persone wat jou ongelukkig maak nie. Agter dit is daar 'n gees. En as jy wil weet hoe hy lyk, stel jou voor 'n brullende leeu, wat daarop uit is om jou te verslind. Dan sal jy verstaan hoe die vyand rondom jou loop, om en om. En as hy kyk, en sien jy die wapenrusting van God aan,
dan gaan hy weet, jy weet wat in God se woord staan, en hy gaan weet, dit is God se wapenrusting. Dis nie iets wat jy maar net uit en aangetrek het, net omdat jy 'n skrifgie in die woord van God gelees het nie, maar dat jy staan op die woord van God, met God se wapenrusting aan. Kom ons gaan vanoggend en ons gebruik kommunion, wat 2 van die sterkste wapens ook is teen die vyand. Want die vyand wil jou hou in die plek van onvergifnis. Hy wil jou daar hou, sodat hy iets teen jou kan hê, die teestander iets teen jou kan hê. Hy wil jou hou in daardie plek, waar jy siek is, waar jy nie gesond word nie, waar jy swak is. Want elke keer, wanneer jy daardie siekte noem, dit sê dit en dat wat dit aan jou liggaam doen, wat die waarheid is, dis nie 'n onwaarheid nie, maar elke keer verlekker hy om daarin, om te dink, ja, hy het oorwin. So 'n kind van God, moenie toelaat dat die vyand jou aan mekaar oorwin nie. Waar staan jy aan mekaar, op God se woord, op elke plek, waar jy weet hy jou aanval, en dat jy die bloed van Jesus vanoggend sal drink, en sal gebruik, as jou sterkste wapen, want die vyand weet, hy is verslaan by Golgotha, en wanneer jy die bloed van Jesus gebruik, is dit jou sterkste wapen, wat jy teen hom kan kom. Bly in vergifnis, bly vra, as jy weet daar is opsetlike goed wat jy doen, wat God se koninkryk kan skade doen, wat jou as kind van God kan skade doen op die eind van die dag, en vra vergifnis daarvoor, en vat jou vergifnis, soos wat jy hierdie bloed van Jesus drink, vat jou vergifnis, neem jou vergifnis, maak dit jou eie, want dit is wanneer jy vrykom, en ook wat jy die liggaam van Jesus sal eet, wat jy daarin versadig sal word, en sal weet, elke wond word genees, en daar is nie meer wonde waar die vyand kan inkom, om jou by te kom nie. Amen.